Kom ons raak net vir 'n oomblik stil voor die Here. Ons goeie Vader in die hemel, U is die Here. Niemand is soos U nie. U hou die planete en die son en die sterre vas. Ons kan nie dink hoe sterk U moet wees nie, Here, want ons kan teiker nie eens ons eie lewe bymekaar hou nie. En U balanseer sterre en sonnestelsels. U is die Here van miljoene engele. U bestuur die hemelse skares wat alreeds in hulle miljoene by U vergader is van gelowiges van U volk wat deur die eeue alreeds by U aangesluit het. Ook hier op aarde waar dit vir ons baie keer lyk asof die aarde omtrent uit sy wentelbaan is van al die chaos wat ons baie keer beleef. Weet ons, Here, U is God. En ons bely dit en ons beleef dit en ons verklaar dit en ons glo dit. En vanaand sê ons ook, Here, U is die Here wat bo die tyd staan. U is ook die Here wat tyd maak. U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde, die eerste en die laaste. En ons bely ook van U, Here Jesus, dat U ook die lewende is wat dood was en opgestaan het en tot in ewigheid leef. En in U naam bid ons. Amen. Ek wil graag begin by 22 Oktober 1844, wat die dag was vir honderde, duisende mense in die VSA. William Miller het die 22ste Oktober gemerk op die almanak as die dag van die wederkoms. William Miller het vroeër het hy 'n datum in Maart 1843 aangedui, 21 Maart. En toe het hy gesê hy het 'n nuwe openbaring ontvang en die datum geskuif na 22 Oktober. William Miller het 'n geweldige aanhang gehad in die VSA. In so 'n mate dat mense, geskiedkundiges wat skrywe oor die William Miller episode, reken dat enige iets van 100,000 tot soveel as 1 miljoen mense letterlik op sleeptou geneem is deur William Miller se profesie en opgehou het om te werk, opgehou het om besigheid te doen, al hulle geld weggegee het, hulle plase nie meer beplant en beoes en besaai het nie, bankbestuurders hulle banke toegemaak het en ouens net hulle geld weggegee het en tot soveel as 1 miljoen Christene letterlik geglo het, letterlik fisies geglo het. Die wederkoms is op 22 Oktober 1844. En nodeloos om te sê, het duisende mense saam met William Miller saamgetrek op daardie dag. Nie teen skemeraand, so vertel hulle, het 'n groot klomp ouens begin sê, nee, hy het ons bedrieg. En toe het hy gesê, so tipies soos die Bybelse ouens sê, nee, maar dit sal 5:12 wees, vanaand. Hy het nou nie gesê of dit Eastern Time is of Central Time nie. In Amerika, sal julle weet, 'n paar tydzones, maar hy het net gesê, dit sal 5:12 wees. En toe het 5:12 gekom en gegaan, en die groot ontnigtering. Een van sy helpers, Hiram Edson, op 23 Oktober 1844, toe die son opkom, toe skryf, hy was een van sy getrouste aanhangers, een van sy binnekring mense, toe skryf Hiram Edson, our fondest hopes and expectations were blasted, and such a spirit of weeping came over us, as I've never experienced before. We wept and wept till the day of dawn. Tog het hierdie einste Hiram Edson kort daarna 'n nuwe openbaring ontvang wat sê, nee, daar het tog iets gebeur op 23 Oktober of op 22 Oktober. Die Here Jesus het geskuif in die hemel van die heiligste na die allerheiligste. Whatever that might mean. Maar dis een van die interessante tendense wat jy soos 'n goue draad kry in eindtyd profeseë, dat sodra profesie nie werk nie, is daar altyd 'n volgende openbaring wat gou die ou regstel. As William Miller uniek was, dan sou dit baie opspraakwekkend gewees het, maar ons sou letterlik vir 3 volle weke, elke aand, net oor die geskiedenis van mense wat die wederkoms bereken, kon gesels. Ek sal vir julle letterlik uit elke dekade in die kerkgeskiedenis, vanaf die jaar 50 na Christus, tot en met die jaar 2012, letterlik in elke dekade, so 'n stapel mense kon wys, wat die wederkoms bereken. Die vroegste boek in die Nuwe Testament, 1 Tessalonisense, skop af met die vraag, wanneer kom die Here? Nie waar nie? Julle onthou in 1 Tessalonisense 4 is dit die vraag, wat gaan gebeur as die Here kom? Die laaste boek in die Nuwe Testament, die 2 Petrusbrief, waarskynlik die laaste geskryfde boek, bedoel ek.
is in 2 Petrus 3 met dieselfde vraag besig. En hierdie keer is dit spotters, buitestanders wat sê, nou ja, julle ou klomp Christene, jy weet, wanneer gaan die Here nou kom? Julle sê hy gaan kom, maar nou wag julle al dood. Ons gaan weer oor 2 Petrus 3 praat. Ons het al by 'n vorige Bybelskool. Maar moet jy nou doodwag op die Here? En dan kry ons kort daarna, het in die 2de eeu, baie ouens wat die wederkomsdatum bereken. Die bekendste of berugste is miskien 'n ou met die naam Montanus, daar in die 2de eeu. Ergens in Frigië, in een van die Romeinse provinsies, het hy en 2 profetesse gesê, die wederkoms gaan daar plaasvind, en toe het almal soontoe gepiekel. En toe moes hulle maar weer ontpiekel, want toe kom dit nie. Mense sou kon spring deur die geskiedenis, 14de eeu. Een berugte ou in sentraal Duitsland of Thuringië, Konrad Schmidt, wat die wederkoms bereken. Hy sê vir die ouens, luister, hier in die middel van die 14de eeu gaan die Here kom. Nou hy verklaar homself so min of meer die Messias. 'n Bietjie meer omstrede, ja, 100 jaar later, Jan van Leyden. So baie berugte ou in die kerkgeskiedenis. Die van julle wat al in die Duitse stad Münster was. Ek weet nie van julle al daar was nie. Jy van trouens die Duitsers, dis nogal 'n plek om te besoek as jy ooit in Europa kom. Ek is daar by Nijmegen by Hollandse Universiteit betrokke, is net so 'n uur en 'n half van Münster af. So ons gaan elke keer Münster toe. Die Duitsers sê ook sê van hulle gunsteling stede in Duitsland. Nou vandag nog as mense aan Münster kom, dan hang die hokke wat hulle daar teen die kerk staan ook as 'n Münster bekend. Wat hulle waar hulle Jan van Leyden opgehang het. Wel is nou nie waarskynlik oorspronklik is nie, maar daai hokke daar gelos want hierdie ou het hom Messias verklaar, hy het vir 'n harem van 100 vrouens aangestel, hy het gesê Messias moet baie vrouens hê. En ek weet nie hoekom nie. Nee, ek weet nie. Ek weet nêrens, ja, goed. Laat ek nie so toe gaan nie. Maar Jan van Leyden is toe daar doodgemaak en noodloos om te sê die Messias was toe nie hy nie. Ek sou kon spring na 'n klomp baie bekende ouens soos Sir Isaac Newton. Ek sou kon praat oor Hugh Brightman. Ons sou kon praat oor duisend ouens. Miskien een van die bekende ouens is Sir John Napier. Die van julle wat lekker goed is met wiskunde, hy het die logaritmes uitgevind. Ek weet nie hoekom nie, maar hy het. Wiskundiges sal sê hulle kan vir my verduidelik hoekom. Maar ek sou wou sê, ek weet nie hoekom nie, ek het nog altyd gesukkel met wiskunde, so iemand sal verstaan hoekom hy logaritmes uitgevind het, nee, dis dan belangrik. En John Napier het omdat hy wiskundige was, het hy gesê die Bybel is 'n wiskundige boek. En toe vat hy daai Daniël 9 teks wat praat van die 70 jaar weke, deel dit in die helfte en hy sê elke 245 jaar in die geskiedenis gebeur daar iets. Elke 245 jaar. En toe bereken hy, dit is so ingewikkeld, hy bereken onder andere, hy vat toe Openbaring, onthou julle Openbaring werk daar vanaf hoofstuk 5 met seels, 7 seels wat oopgaan, dan is daar 7 trompette wat blaas, nou daar van hoofstuk 8, 9, en dan is daar weer 7 bakke vol wraak wat so op die aarde uitgegooi word daar in 15, 16 en so aan. En toe gaan bereken hy nou datums aan dit. Klink, hoor net hoe interessant maak hy sê, die laaste trompet sal begin blaas met die reformatie se tyd in 1541, dateer hy dit. Hy sê, en dan gaan hy aanhou blaas, daai engel het 'n lang asem tot 1786. Ek dink daai engel daai trompet neersit, 245 jaar, beat that, dis 'n asem, maar daai engel blaas, hy blaas, 245 jaar, en dan sê hy die finale stryd tussen Christus en die anti-Kris breek aan, in 1786, en dit duur tot 1639. So hy kon ook besluit hoe lank Jesus teen die anti-Kris veg. En dan kom Christus in 1688 terug, en hy samel dan die uitverkorenes in tot 1786, en dan is die einde. En hy het 'n boek geskryf met die interessante titel The Bloody Almanac, die bloedige almanak. En daai boek het die blitsverkoper in Europa geword, want as 'n wiskundige dit uitwerk, wie kan met hom stry? Behalwe dat hy verkeerd was. Isaac Newton het dit ook gewaag, en 'n klomp ander ouens. En ek kan voorbeeld op voorbeeld noem van ouens wat met die wederkomse datum Peter. Interessant miskien net om so die groot ou wat die pietisme begin in Duitsland, die vromheidsbeweging, Bengel. Hy bereken die wederkoms. Hy sê
Babylon sal in die jaar 1810 begin. Die dier van Openbaring kom in 1832. Op 18 Junie 1836 begin die 1000-jarige vrederyk. Isaac Newton, kan jy glo, Isaac Newton, hy meen 1715 gaan die begin van die einde wees en dan pas hy het later aan na 1766. Ek het 'n bietjie gaan kyk na daai se geboortedatums en sterfdatums. Hulle het altyd seker gemaak as gesê die wederkoms kom dat hy net so min of meer 50 jaar is nadat hy dood is. Want soos ou nou dag, onthou jy ons gaan nou 'n bietjie praat oor die camping kaperjolle van laas jaar in Mei maand. Onthou nou Harold Camping, dat hy kon so die wederkoms daar in Mei voorspel. Toe vra een ou vir my nou maar, is ek reg vir die wegraping op 21 Mei? Sê ek jong, ek sal op 22 Mei met jou praat. So die verleentheid is altyd sien nog bly lewe as jy hierdie profesiekies en hierdie voorspellings maak. Nou dit kom so 'n bietjie terug op jou. Nader in ons eie tyd, ons kan maar 'n bietjie oor die geskiedenis spring. Miskien onthou julle Hal Lindsey se boek. Hy het nou al 'n klomp boeke geskryf, maar sy groot boek, The Late Great Planet Earth, 1970, waar Rusland die groot speler word saam met Israel. Tekste soos Esegiel, Gog en die Magog, Rusland, die Ooste, later China. Die laaste boek wat ek van Hal Lindsey gelees het, want jou dilemma is wat ons nou al gaande gaan sien. Dis nou maklik om met Rusland te werk terwyl Rusland die supermoondheid was, maar die oomblik toe Rusland val, dan het jy 'n bietjie 'n probleem. Dan kom China in daai rol. Of vir 'n lang ruk was Irak in daai rol in eindtydboeke, maar nou dat oom Saddam nie meer sy Hussein ding doen nie, het jy weer Iran nodig. Of as hulle nie meer die ding doen nie, dan moet jy na Sirië toe spring. En uiteindelik spring Hal Lindsey in sy laaste boek wat ek gelees het oor die eindtyd na extraterrestrials toe. Hy sê die anti-kris gaan ruimtewesens wees wat hulle gaan voordoen as die Messias. En ek dink myself soos iemand gesê het, you've got to be kidding. Kan nie waar wees nie. En ek lees dit weer en ek sê hy sê hier gaan ruimtewesens kom en hulle gaan hulle voorhou. Want Rusland is nou klaar, jy kan nie meer met hulle werk nie. Nou China, miskien gaan China dit nog maak, ons weet nie. En Iran, hulle is nou daarmee heen, Irak, nou dalk Iran of Sirië of wat ook al. Die probleem is, en ek hoop julle voel dit algaande aan, dat solank jy die heeltyd besig om sekere ouens in daai rolle in te sit van hulle is die anti-kris, hulle is dit, loop jy altyd ergens 'n bloedneus. Miskien onthou ek toe ek so jong ouetjie was. Miskien is dit vir my 'n voorbeeld. My meisie wat nou my vrou was, sy was in 'n ander denominasie as ek. Ek het gelukkig daai uitgekry. 'n ander een van die ander Afrikaanse kerke, een van die susterskerke, whatever. Ek het altyd gewonder hoekom sê hulle nie broerskerke nie, maar dit was susterskerke of so iets nie. Want ons het nooit so susters teen mekaar. Ek het altyd gedink aan daai susters van Sneeuwwitjie wat mekaar so gevat het en dit is gedink het hoe hierdie susterskerke. Ekskuus, trek terug. Hoe dit ook al sê, ons is toe by die susterskerk en ou dominee daar by hulle. Hy het sonde geken want dit is alwaaroor hy gepreek het. So ek het nou Harald aanvaar, hy's 'n ekspert op die goed. En toe onthou ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Preek hy die aand oor vrouens wat 'n spleet in hulle romp het en ek dink, "Wat? 'n Spleet?" En ek dink, "Waar kyk dominee?" Maar hoe dit ook al sê, dis nou 'n ander ding. Ek onthou vir 'n hoërskoolaaitjie was ek gebul en gedink, "Jy daai dominee het oë." Maar hoe dit ook al sê, en hy sê dis uit die hel uit. Vrouens wat onthou julle daai skeurtjies met die spleetjie in hier agter. Wat noem mense dit, 'n penselskeurtjie of iets? Is dit? Nee, dis nie dit. Maar goed, okay, ekskuus, laat ek nou nie my onkunde uitgee nie. Maar hoe dit ook al sê, ou dominee sê daai ding is die boosheid homself. Toe ek so jong dominee daar in Kempton was, toe's die dominee in die susterskerk nog steeds 'n suster van 'n broer in 'n susterskerk, hoe so iets. En ek en Marietjie loop op 'n dag agter hom en sy mevrou. Hulle stap voor ons, nie volgende bars ek uit van die lag, want ek onthou altyd hierdie simpel goed. En daar loop mevrou met 'n skurtjie, met 'n spleetjie. En ek dink vir myself, ja, het vat ook net 10 jaar as sonde ook nie meer sonde nie. Ja, ekskuus. En dis jou dilemma, vriende. Sodra jy elke keer probeer om 'n finale rolspeler in 'n Bybelse profesie in te druk, en dit werk nie, as jy 'n bietjie in die verleentheid, dan moet jy doen wat die sielkunde sê, en die van julle wat sielkunde goed ken. Sê Leon Festinger het hierdie teorie ontwikkel wat hulle in sielkunde noem kognitiewe dissonansie. Cognitive dissonance. Dan moet jy op grond van verkeerd bewese stellings nog meer bevolgelinge kry. En dis een van die weirdste goeters wat die sielkunde sê dit werk.
Hoe meer verkeerd jy is, hoe meer volgelinge werf jy op jou verkeerd bewese stellings. Dis 'n kognitiewe dissonansie en nou moet jy daai dissonansie probeer bestuur deur net 'n eenvoudige volgende visioen, 'n volgende profesie, sodat in baie van die eindtydboeke vandag dieselfde ouens wat vroeër die oorsaak, die rol van anti-kris was, is nou amper na die ander kant toe. Vroeër jare het hulle gesê Gaddafi is een van die rolspelers as die anti-kris. Nou is hy weg, nou sê hulle die val van Gaddafi is nou die teken dat die einde naby is. Jy verstaan, so jy spring net van hier na daar. Vroeër was dit Rusland, nou is Rusland uit die prentjie, dan moet dit China wees. Of wat ook al. So ons kry 'n geweldige interessante tendens in hierdie eindtydboeke. En dit bring my na die volgende punt toe. Dat baie van die eindtydboeke werk met een basiese ding, naamlik dat ons is die sogenaamde finale generasie, die terminal generation. Sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. Maar in ons dag is daar 'n hele klompie spelers en miskien is jy van die belangrike ouens voordat ons bietjie oor camping en sy kaperjolle in 2012 praat, is 'n ou met die naam John Hagee. Hagee is 'n baie beroemde prediker in Amerika en 'n beroemde skrywer. En hy skryf ook daarom 'n paar goeie goed. Maar hy het 'n interessante hele paar boeke oor die eindtyd geskryf en sy eerste een wat hom beroemd gemaak het is sy boek Beginning of the End, The Assassination of Yitzhak Rabin and the Coming Antichrist. Wat hy onlangs opgedateer het in 2010, Can America Survive? 10 Prophetic Signs that we are the terminal generation. Nou is my altyd interessant. Kantlyn opmerking. Al hierdie boeke oor die eindtyd speel af in Amerika, Israel en tans nou Sirië en Irak. Nou die dag toe ek in Amerika was, het ek vir my vriende gesê, kom Afrika toe, ons feature nie in die eindtyd nie. Ons maak dit. Ons het oom Jacob en ons het oom Malema en ons het ons eie partytjies en ons gaan aan, ons gaan die eindtyd oorleef. Raai wat? Ons het nou so verlede week het Adrio Kenig en Johannes de Villiers en ek so 'n radio-opname gemaak wat eendag uitgesaai word oor die eindtyd. En toe vertel Johannes de Villiers, hy's 'n verslaggewer by Rapport. Hy het so 'n studie gaan doen. Hy sê eindtyd ouens glo Afrika is inderdaad die veilige plek. Hy sê jy moet nou gaan kyk, hier ry Switsers rond, hulle koop grond in die Drakensberge. Regtig, want hierdie ouens het gaan uitwerk dat Afrika het die minste aardbewings, die minste versteurings, tornado's, aardbewings, al hierdie vreeslike tsunamies. En hulle sê hierdie ouens wat hierdie 2012 profesie glo, sê jy gaan 'n tsunami van 2 km kom in die Drakensberge is net bokant dit. So 'n klomp ouens gaan koop letterlik in die Vrystaat in die Drakensberge soek hulle stukkies grond. En Johannes de Villiers sê hy het by 'n ou gaan kuier in die Oos-Kaap wat vandaan 'n grot al 'n plek ingeruim het. Hy sê en die interessantste was dit sal nou in November ergens een Sondag aand op daai RSG gesprekke wees op die radio. Dat 'n klomp ouens is denkende mense, maar hulle kry vir hulle sulke plekke, hy sê in Swede en Duitsers en Hollandertjies, hulle almal kan koop nou hier in die Drakensberge. So as jy moet vlug, Drakensberge toe. Ons is naby, ons so die eindtyd ja. John Hagee sê in sy boek in 1996 en hy dateer dit op in sy nuutste boek Can America Survive? Gee hy 10 tekens dat ons die sogenaamde terminale generasie is. Ek noem dit vinnig. Hy sê ons geslag beleef 'n sondige kennisontploffing soos nog nooit. Tweedens, pla en epidemies tuister die Midde-Ooste en die res van die wêreld. Verskoning en dan koppel het elke keer aan sekere profesieë. Derdens, die stigting van die staat Israel op 15 Mei 1948. Dit word deur elke boek oor die eindtyd gebruik as die beginning of the end, stigting van die staat Israel. En Hagee en Timlahi en alle ander ouens sê die generasie wat geleef het by die stigting van die staat Israel op 15 Mei 1948 is die terminale generasie wat die wederkoms gaan beleef. Dilemma, dit raak 'n bietjie lank, 1948. Ek was nie eens gebore nie, so ek het dit nie eens. So 'n paar ouens is al dood van 1948 van daai generation. Maar goed, dit lyk vir my party ons word lank in die tand. Goed. En kort in die geheue. Terugkeer van Jode na Israel, direkte wêreldwye kommunikasie, Israel wat nie in die laaste dae onder 'n aardse heidense regering sal staan nie, bedrieglike leringe so satanisme, hongersnood en epidemies, aardbewings wat toeneem. Hagee skryf byvoorbeeld, aardbewings het toegeneem van 115 in die 5de eeu tot 2588 in 1983.
So die toenemende aardbewings is 'n teken. Terloops, as jy die Nuwe Testament ken, het Jesus nooit gesê dit sal toeneem, net het gesê dit sal daar wees. En ek het 'n vermoede, jy gaan meer aardbewings kry in 1992 as in die 15de eeu. Dis 'n no-brainer. Nie waar nie? Hoekom? Meer dit beter, ja, meer dit net beter. Nee, maar daar was baie meer destruktiewe aardbewings. Ek het nou die dag so vir 'n week of wat saam met ouens op Timoteus en Johannes en Paulus se spore geloop. Toe sê ek vir ons daar in Korinte. Daar was in Turkye was daar hier rondom die jaar 16 na Christus, die jaar 39 na Christus, in die 70s en dan weer net so in die 2de, 3de eeu. Sulke groot aardbewings dat die stede verwoes is, daar van die stede niks oorgebly het nie. So daar was baie meer vernietigende aardbewings as wat ons eintlik ken in ons dag. En dan sy 10de teken dat ons nie einde is al die moorde en kindermishandelings ensovoorts. Hy dateer dit op in sy boek in 2010 that we are the terminal generation en dan sê hy die einde is op pad wat hy vroeër gesê het. Hy sê hy kan nie sê dit gaan wees op 2012 of Desember 2012 nie, maar wat hy wel skryf is die volgende. Hy sê there is no conceivable evidence that December 21, 2012 will be a day of global disaster, but there is specific evidence that in the near future there is a specific day and hour in which 1/3 of the human race will die in one day. So hulle bly maar by die standpunt ons is die terminale generasie. En toe kom Harold Camping verlede jaar, 21 Mei. Onthou julle oom Harold? Mense het angsaanvalle gekry, hulle het pilletjies gedrink, hulle het noodvoorrade opgepot, hulle het nie vleeniers Christene saam laat vlieg sekere redery nie, want nou word een Christen op 21 Mei weggeraap en as al twee Christen vleeniers is die pilote, dan gaan die vliegtuig af. So ons kan nie sê, oeps, ons het 'n probleempie, die twee pilots is weggeraap nie. Dink net hoe gaan die res van die passasiers voel? Jy wil nie daar wees nie, ekskuus, ja, goed. Of die dokter staan en opereer, nee, en jy moet seker maak dat die ou wat assisteer nie 'n Christen is nie. Want nou nog is die dokters, jy weet staan, hy is besig om die hart uit te sny, koeps, daar gaan die dokter, hier is net skoene. En hier bly, jy moet sorg dat die Christene sal kan verder. Mense het na sulke goed gekyk. Want party ons sê, dit is so. En as jy Tim LaHaye lees, gebeur dit in New York, so jy moet nog in New York ook dubbel oppas, en daai soort goeters. Want die eindtyd gebeur altyd in Amerika, waar anderster? Everything is bigger and better and badder in America. So dit moet in Amerika wees. Dit kan ons nie anders nie. As jy al die flieke oor die einde van die wêreld kyk, alhoewel daarom hy fliek 2012, onthou julle, hulle het die Drakensberge in die einde van die fliek gesien. Onthou julle? Nee, julle kyk die fliek nie, ekskuus. Daar was 'n fliek gewees 2012. Wat die ouens moes so die einde gesien het, dan gaan die arme Amerika ry ouens so op 'n skip, ja, steek as 'n berg uit, dan sê hulle, that's the Drakensberg. Ja, so. Afrika maak dit daarom in een fliek. As die hele wêreld weggesteek die Drakensberg uit. So dit is so. Goed. Harold Camping het sy groot profesie gemaak. Miskien net interessant. Op 21 Mei. Nou Harold Camping is nie 'n paluka nie. Sy bates was op daai stadium $120 miljoen werd. Hy het radiostasies en ek weet nie hoeveel plekke nie. Hoor hoe hy sy berekening gemaak van 21 Mei. Dis aanvindingryk. Hy het bereken Jesus is gekruisig op 1 April in die jaar 33. 21 Mei is 722.500 dae na daai datum. Hy het bereken deur 3 heilige getalle, naamlik 15 en 17, 2 keer saam te vermenigvuldig. My goodness and gracious, is al wat ek kan sê. Dis vindingryk. 15 en 17 heilige getalle. Hy kon my gehaat het. Nêrens in die Bybel is dit heilige getalle nie, maar as jy besluit dis heilig, jy sien dis die punt, vriende. Die Engelse se woord, the vantage point. As jy besluit ek kyk op hierdie punt en ek werk van hier af verder, dan word dit eintlik jou nuwe norm. Goed. En toe op 24 Mei, onthou julle, toe kom die einde nie, toe het Harold Camping, sonder om te blik of te bloos, die volgende gesê, we can be sure that the whole world, wel hy die wegraping en ek toe voorspel, that the whole world, with the exception of those who are presently saved, are under the judgment of God and will be annihilated together with the whole physical world on October 21. En toe kom 22 Oktober, en toe is Harold Camping die moeilikheid, maar hy het ook al in 6 September 1994 ook die wêreld einde voorspel. So hy het nou al 3 pogings gehad.
En nou is ons by die groot ene. Die belangrike ene van 21 Desember 2012. Nou, dit is nou die groot volgende wederkomsdatum. En die interessante ding nou sit nie net meer 'n innerchristelike ding nie. Dis eintlik nou 'n wêreldfenomeen. Dis amper 'n New Age ding. Die New Age ouens hang aan hierdie datum asof die einde kom. Want sê hulle daar's 'n sekere Maya kalender. Maya Indiane, né? Daai ouens wat so Indiane is. Hulle het sulke kalenders gehad, sê die ouens, en hulle het bereken in die 13de Baktin, wat dit ook al mag beteken, en die ouens wat nou daai goeters lees, het dit gaan uitwerk, dis nou 21 Desember. Ander ouens sê, vat dit nog verder, sekere New Agers sê, daar's 'n sekere planeet Nibiru, en hulle het vroeër goud gevat by die aarde. En hulle goud is op, en hulle kom op 21 Desember goud haal. Ek het surprise vir hulle, ons net vir die stakende ouens sê, hier kom ons, julle kan kom, maar niemand gaan werk nie. Ekskuus. Wie gaan die goud vir julle uithaal, tipe van, of ons met die stakende ouens sê, julle moet nou oppas, ons kry nou extraterrestrials om te kom werk vir ons. Ja, ekskuus, net vir my snaaks, ja. Vandag vir daai ander oom sê wat die goudmyne wil nasionaliseer. Jy gaan nog so nasionaliseer, of vat hulle dit nog hier die buitenste ruim uit onder jou. Ek weet nie wat noem mens dit dan nie. Dis nie nasionalisering nie, né? Dis ruimte weet nie wat nie. Goed, in elk geval. Dit is so ernstig hierdie aanhang rondom 21 Desember dat NASA, ek het die webblad verwys ek daarna, het 'n volgende stelling en ek gaan kyk op NASA se webblad. Nothing bad will happen to Earth in 2012. Tot NASA moet ouens geruststel. Julle weet NASA, die Amerikaanse ruimteorganisasie. So, vriende, tussen Harold Camping, 'n klomp Christene, boeke, sit ons met die einde. En die vraag is die einde naby of is dit ver? Moet ons tassies pak en hardloop vir die berge? Moet ons huise in die Drakensberg gaan bou? Moet ons Oos-Kaap toe trek? Moet ons kosvoorrade oppot soos daar in die vroeë 1990s? Toe ons gedink het ook dis die einde van Suid-Afrika. Moet ons die ouens wat rondloop met plakate? Wat moet ons doen? Ek bedoel, ons praat nou daaroor, maar is 'n doodernstige saak. Ek sit gisterand op TBN, sit ek 'n ou en luister vir so 'n halfuur wat praat oor die tekens van die tye. En ek sê vir myself, daai ou is dood ernstig. Hy vertel daai dinge en hy lees die Bybel as 'n almanak en hy lees al daai dinge af. En hy kan vir jou dag en datum gee soos die dinge nou gaan gebeur. En ek dink vir myself, maar dit het ouens 10 jaar terug en 20 jaar terug en 30 jaar terug ook gesê en elke keer is daar net nuwe rolspelers. So as dit 'n nuwe ding is, dink ek moet mens aandag gee. Maar as die kerk tot nou toe so bereken, is daar een konklusie en kom ons sluit hierdie eerste stukkie saamgesels met mekaar daaroor af. Dan het ek ten minste een konklusie. As daar van die jaar 50 na Christus tot by 2012 'n konstante berekening van die wederkomsdatum is. En daar's een konstante wat al hierdie goeters aan mekaar hou. En dis die volgende stelling. Hulle was nog almal verkeerd, nog altyd 100%. Dan moet ek begin wonder. Hoekom lees mense in hulle miljoene dit? Die enigste konstante feit wat ek kan kry tussen al hierdie berekenings, almal wat die wederkoms bereken het, was nog altyd verkeerd. Dit was nie net verkeerd nie, dit was 100% verkeerd. En dis so verkeerd dat as jy nog meer verkeerd is as dit, kan jy nie wees nie. En dan is jy reg. So, jy's so verkeerd, jy's 100% verkeerd. Jy's nie 'n bietjie verkeerd nie, jy's nie 5% verkeerd nie. Hulle is 100% verkeerd. En tog hou dit net nooit op nie. So dit bring my by 'n regtige vraag en dis my 'n ernstige vraag. Hoe verantwoordelik gaan ons met die woord om en wat is ons besig om met die Bybel te doen as daar so 'n dik tradisie loop van berekenings en van die einde? En wat moet ons dan doen met die Bybel? Want die Bybel het tog daaroor te sê. En hoe gaan ons verantwoordelik as Christengelowiges met God se woord om, sodat ons nou nie oorboord gaan nie, maar aan die ander kant sodat ons ook soos Jesus vra, gereed sal wees.